Ons gaan vanuit 2 gedeeltes saam lees vanoggend. Die eerste is Deuteronomium, die 4de hoofstuk, is 'n gedeelte net so voor die wet. Ons gaan lees verse 21 tot en met vers 40 en daar kan u veral vir my ook let op vers 39. En daarna gaan ons blaai na die Nuwe Testament. Ons gaan saam lees 'n stukkie vanuit Christus se bergrede, Matteus 6, 'n paar versies daar ook, vers 27 tot en met vers 33. Voordat ons hierdie 2 gedeeltes saam lees, is dit net reg dat ons Here ook sal vra dat hy sy woord vir ons op so 'n manier op ons harte sal laat lê, dat dit sal inslag vind in ons lewens, dat ons sal verstaan wat hy vir ons wil leer. Maar meer as dit, dat ons dit ook sal glo en daaraan sal vashou met alles wat ons is. So broers, kom ons staan, dan word ons stil, dan bid ons saam tot ons Here. Almagtige God en ewige Koning, Here, ons staan vanoggend weer hier soos kinders vol bewondering vir hulle Vader. Vol bewondering vir hulle Here. Here, vol dankbaarheid, vol blydskap, roep ons hier ook nou aan in gebed. Here, saam wees hier as kerk is niks anders as liefde, u genade nie. Met 'n Vaderhand het u hierdie gemeente gedra nou al vir soveel jare. Maar so ook elkeen van ons as u kinders gelei en bygestaan deur ons lewens. Want deur na die wet te luister soos wat ons vanoggend gedoen het, besef ons opnuut dat ons nie altyd lewe soos wat dit u kinders betaam nie. En daarom bely ons ook nou vanoggend ons sonde. En ons sê vir u, ons is opreg jammer. En ons besef hoe afhanklik ons van u is. En ons bid en vra dat u ons sal lei in die spore van geregtigheid. En dat u ons sal deurdring met u liefde. Dat u ons sal sterk in die geloof. Help ons om ons roeping as kerk, maar ook elkeen as u kinders, dit wat u vir ons bepaal het, te verwesenlik. Here, ons bid en vra ook dat u elkeen sal seën wat hierdie week verjaar, wat u as Vader vir nog 'n jaar gekoester en versorg het. En ons bid en vra ook dat u kinders sal bystaan wat stoei met probleme, wat veg teen siekte. Here, ons weet, u as Vader sal ons nooit alleen los nie. En daarom vra ons dat u ook daar u hand sal wys, dat u daar sal vrede skenk, dat u daar geloof sal versterk. Here, ons bid vir Tannie Toy. Ons bid vir Tannie Susan Burkels, vir hom Skalk, vir Dr. Hendrik, vir hom Henny. Ons bid vir Chantel en vir Frikkie. En ons bid ook vir elkeen van ons broers en susters buite hierdie gemeente wat deur diep waters gaan, o Here. Sterk hulle in die wete van u teenwoordigheid in die hand oor hulle lewe. Sterk hulle in die wete van die uiteinde van elkeen van ons se paadjie wat op ons wag. En die vreugde wat daarin vir ons lê, ons ewige hoop in ons Here Jesus Christus. Here, lei ons deur hierdie diens waar ons Vader ook wil verheerlik en leer ons u wil vir elkeen van ons lewens, juis met die oog op ons voorbereiding ook vir die nagmaal. Here, al die dinge wat ons vra, kan ons nie verdien nie, so ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Ek
gaan vir ons voorlees Deuteronomium vanaf vers 21. Ook was die Here toornig op my om julle ontwil. En hy het gesweer dat ek oor die Jordaan nie sal gaan en nie sal kom in die goeie land wat die Here jou God jou as 'n erfenis sal gee nie. Want ek sal in hierdie land sterwe, ek sal oor die Jordaan nie gaan nie, maar julle sal oorgaan en daardie goeie land in besit neem. Neem julle in ag dat julle die verbond van die Here julle God wat hy met julle gesluit het nie vergeet en vir julle geen gesnede beeld maak nie. 'n Gelykenis van enige iets wat die Here jou God jou verbied het. Want die Here jou God is 'n verterende vuur, 'n jaloerse God. As jy kinders en kindskinders sal verwek en julle in die land verouderd sal wees en verderflik handel deurdat julle 'n gesnede beeld maak, 'n gelykenis van enigiets en doen wat verkeerd is in die oë van die Here jou God om hom te terg, dan neem ek vandag die hemel en aarde as getuies teen julle dat julle sekerlik gou uit die land sal vergaan waarheen julle oor die Jordaan trek om dit in besit te neem. Julle sal die dae daarin nie verleng nie, maar sekerlik verdelg word. En die Here sal julle onder die volke verstrooi. En 'n klein klompie van julle sal onder die nasies oorbly waarheen die Here julle sal verdrywe. En daar sal julle gode dien, die werk van mense hande, hout en klip, wat nie sien en nie hoor en nie eet en nie ruik nie. Dan sal julle daarvandaan die Here jou God soek en vind as jy hom met jou hele hart en met jou hele siel soek. As jy in die nood is en al hierdie dinge aan die einde van die dae oor jou kom, sal jy na die Here jou God terugkeer en na sy stem luister. Want die Here jou God is 'n barmhartige God. Hy sal jou nie verlaat en jou nie in die verderf stort nie. En hy sal die verbond van jou vaders wat hy hulle besweer het, nie vergeet nie. Want doen tog ondersoek na die vorige dae wat voor jou gewees het, van die dag af dat God mense op die aarde geskaap het, en van die een einde van die hemel tot by die ander einde van die hemel, of so iets groots gebeur het, of iets dergeliks gehoor is. Het 'n volk die stem van God uit die vuur hoor spreek, soos jy gehoor het, en in die lewe gebly? Of het 'n God probeer om vir hom 'n nasie uit 'n ander nasie te gaan neem deur versoekinge, deur tekens en wonders en deur oorlog en deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm en deur groot skrikwekkende dade soos die Here julle God met julle voor jou oë in Egipte gedoen het. Jouself het dit te sien gekry, dat jy kan weet dat die Here God is. Daar is geen ander buiten hom nie. Uit die hemel het hy jou sy stem laat hoor om jou te onderrig. En op die aarde het hy jou sy groot vuur laat sien en jy het sy woorde uit die vuur gehoor. En omdat hy jou vaders liefgehad en hulle nageslag na hulle uitverkies het en hy self jou deur sy groote krag uit Egipte uitgelei het om nasies groter en magtiger as jy voor jou uit te verdrywe en jou in te bring om hulle land aan jou as erfenis te gee soos dit vandag is. Daarom moet jy vandag weet en ter harte neem dat die Here God is, bo in die hemel en onder op die aarde, daar is geen ander nie. En jy moet sy insettinge en sy gebooie hou wat ek jou vandag beveel, dat dit met jou en jou kinders na jou goed mag gaan, en dat jy die dae mag verleng in die land wat die Here jou God jou vir altyd sal gee. Dan so vinnig Matteus 6, paar verse vanaf vers 27. Wie tog onder julle kan deur hom te kwel een el by sy lengte voeg?
En wat kwel julle heel oor klere? Let op die lelies van die veld hoe hulle groei. Hulle arbei nie en hulle spin nie, en ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word so beklee, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges? Daarom moet julle nie heel kwel en sê wat sal ons eet of wat sal ons drink of wat sal ons aantrek nie. Want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Ek herhaal Deuteronomium 4 vers 39, daarom moet jy vandag weet en ter harte neem dat die Here God is, bo in die hemel en onder op die aarde, daar is geen ander nie. Broers en susters, u het gehoor, ons begin vanoggend dan met 'n reeks oor spesifiek die 10 gebooie, die wet van die Here. En dis 'n baie sentrale en belangrike aspek, nie net van die verbond wat God met ons gesluit het nie, maar ook van elkeen van ons as sy kinders se dankbaarheidslewe. Die wet kan ons ook noem die eise van die verbond. En omdat dit is wat God met ons gesluit het en die seën en die vloek daarvan op elkeen van sy kinders of in toepassing is, kan ons nie anders as om daarop ag te gee en daarin ook te sien dit wat Christus vir ons gedoen het, deurdat hy daardie eise in elkeen van ons se plek nagekom het nie. Nou dit is so, vanweer die hoeveelheid wette en ook die kerklike kalender wat ons in ag moet neem, kan ons nie hierdie reeks aaneenlopend doen nie, en ek gaan elke nou en dan een van die wette hier op 'n Sondag behandel, en begin ons dan vandag met die eerste gebod. Nou wanneer ons na die wet van die Here kyk, is dit baie belangrik dat ons sal besef dat ons met beginsels te doen het. Dit word vir ons baie duidelik as ons ook die samevatting van die wet in ag neem, soos wat Christus dit vir ons ook gee, waar hy ook aanhaal vanuit Deuteronomium, wanneer hy sê Matteus 22 vers 37 tot 33, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Voordat hy hierdie samevatting vir ons gegee het, het hy eintlik al op verskeie plekke aangedui, die wet handel oor beginsels wat slegs in ware liefde vervul kan word. En nou moet ons besef, die liefde wat in hierdie wêreld verkondig word, is nie ware liefde nie. Ware liefde is die liefde wat God ons in ons harte skenk, wanneer hy daardie hart van klip verwyder, en ons weer 'n hart van vlees gee, wat na sy wil vir ons lewens soek. Jesegiel 36. Nou Christus verduidelik dit, onder meer aan die hand van die saligsprekinge, en ons kan spesifiek kyk na die verbreeking van die 7de gebod, Matteus 5 vers 27 vers 28, hy leer ons daar dat, ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. So dit gaan oor 'n beginsel. Dit gaan oor die hart van die saak, en is nie beperk tot net die letter van die wet nie. En ek is seker daarvan, as ek vir die kinders hier vra,
wat is die 10 gebooie, gaan almal van julle kan opspring en vir my al 10 vinnig weergee. Maar kom ons sê vir mekaar vinnig die beginsel. Die eerste ene vanoggend waarna ons kyk, is jy moet God aanbid. Want hy is die enigste God. Die beginsel van die tweede gebod, jy moet hom aanbid soos wat hy vir jou sê jy moet hom aanbid. Die beginsel van die derde gebod, omdat hy God is, moet jy hom vrees en moet jy sy naam heilig. Vierde gebod, jy moet sy dag heilig en aan hom wy. Vyfde gebod, jy moet gesag eerbiedig en na jou ouers luister. Sesde gebod, jy moet die lewe bewaar. Jy mag nie 'n lewe neem nie. Sewende gebod, jy moet getrou wees. Agste gebod, jy moet ander mense se goedere oppas asof dit jou eie is en dit respekteer. Negende gebod, mense moet jou kan vertrou, jy mag nie jok nie. En 10de gebod, jy mag nie begeer wat verkeerd is nie. Jy moet begeer dit wat God se wil is vir jou lewe. Dis die beginsels. En nou vanoggend kyk ons na jy moet God aanbid, want hy is 'n enige Here. Die Heidelbergse Katekismes leer vir ons in antwoord 94 dat ek so dierbaar as die saligheid van my siel vir my is, alle afgodery, towery, waarsêery, bygeloof, aanroeping van die heiliges of van ander skepsele moet vermy en ontvlug en die enige ware God reg moet leer ken. Hom alleen moet vertrou in alle ootmoedigheid en lydsaamheid my aan hom alleen moet onderwerp. Van hom alles wat goed is moet verwag. Hom van ganser harte moet lief hê, vrees en eer, sodat ek eerder alle skepsele sal afsien en die laat vaar, as dat ek in die allerminste teen sy wil handel. Ons moet God in alle dinge eerste stel. Ons weet, broers en susters, ons kan nie God en Mammon of enige ander afgod te gelyk dien nie. En daaroor laat die skrif geen onsekerheid nie. Nou soos ons vanoggend ook gelees het, die eerste gebod sê baie duidelik, waar God praat, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Maar as ons luister ook na wat die katekismes sê, het ons onsself vra, hoeveel dinge is daar in my lewe waarop ek my hoop plaas? Inkomste, polisse, pensioen. Dalk lê my vertroue in 'n posisie wat ek beklee in die gemeenskap. Dalk leef ek vir plesier. Is my werk so besig dat ek nie meer tyd het om by God se saak uit te kom nie. Kry my sport voorrang bo God se wet. Wat staan eerste in my lewe? En waarin stel ek my vertroue in my lewe? Daar is net een God. Kom ons kyk wat leer hy vir ons in hierdie gebod. Hy sê eerste, jy mag nie. Opdrag. Opdrag, nie
versoek nie. Jy mag nie. En dit gaan hier om die openbaring van sy wil vir ons. Ons mag nie iets langs of in die plek van God stel wat 'n hoër plek in ons lewe beklee of waarop ons vertroue stel nie. Hy vra nie hier nie. Hy beveel, hy sê. En die erns van hierdie opdrag lê daarin dat die eer van God bo alles in my lewe gestel moet word. In vergelyking daarmee is ander dinge nie belangrik nie. Dit gaan verby. Sonder die ander dinge kan ek klaarkom. Maar nie sonder God nie. En nie sonder Christus nie. Jy mag nie. Tweedens, enige ander gode. Omdat hy sy eer met niemand deel nie, en omdat hy alleen sorg vir die ordelike voortbestaan van sy skepping, van sy volk, van sy kinders, daarom moet hy alleen geken, geëer, gedien word. Mense kyk net na die wêreld vandag, daar waar God nie gedien word nie. Kyk na die chaos. Kyk na die mens in sy sonde. Nou, omdat God 'n jaloerse God is op sy volk, en omdat hy vir ons lief is hy nie bereid om ons te deel nie. Want hy weet daar is geen redding anders as by hom nie. Daar is geen ware sorg anders as by ons Vader nie. Daar is niks en niemand wat ons kan beskerm soos ons almagtige Here nie. Ons mag geen ander gode in ons lewe koester nie. Want hy sê ook, niks hiervan mag voor my aangesig kom nie. En dit verwys na sy teenwoordigheid, na homself. My broers en susters, hy is almagtig en alwetend. Ons weet dit, ons bely dit, ons glo dit. En daarmee ook die besef, ons kan niks vir hom wegsteek nie. Niemand kan vir hom wegkruip nie. Nou vir die wêreld kan ons nog 'n masker voorhou, maar nie vir God nie. Hy sien alles. Hy sien oral. Tot in die diepste kamers van ons hart. En hy weet. Matteus 22 vers 37 en Deuteronomium 6 vers 5. Leer, jy moet die Here jou God lief hê en dien met jou hele hart, hele siel, hele verstand. Alle aspekte van jou menswees. Daar mag nie plek vir iets of iemand anders in jou lewe wees nie. As jy in die geheim jou geloof, jou vertroue, jou hoogste hoop en belangstelling in iets of iemand anders plaas naas God, is jy besig om met die eer van God te speel. Ons het soveel respek vir ons ouers en ons meerderes, dat ons nie maklik iets verkeerd doen in hulle teenwoordigheid opsetlik nie. Maar mense, hoeveel keer te meer in ons vrees tot ons Here, moet ons nie dan juis van hierdie dinge af wegvlug nie. Om terug te kom na die verduideliking van die Heidelbergse Katekismus,
sien ons ja, God moet eerste staan. Daar mag niks anders 'n hoër plek in ons lewe hê nie, maar die klem daar val ook op ons vertroue. Ek is nie veronderstel om my hoop en my vertroue op iets anders as my Here te lê nie. Alles wat ek naas God of in sy plek stel, is 'n afgod, want hy is en bly die enigste. Matteus 6 wat ons saam gelees het, leer God vir ons, hy sorg. Hy nooi ons uit en sê vir ons, hoekom sal jy nie jou vertroue in my stel nie? Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? En wat kwel julle heel oor klere? Let op die lelies van die veld hoe hulle groei. Hulle arbei nie en hulle spin nie, en ek sê vir julle dat self Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges. Hy weet wat ons nodig het. Maar nou werk ek so hard vir my ou dag. Ek het vir niks anders tyd nie. Ook nie vir my God nie. En so word my werk 'n afgod, want ek plaas my hoop en vertroue in iets anders as my Here. Ek is so besig om vir my liggaam te sorg, fiks te wees, gesond te bly, dat dit 'n tempel vir die eie ek geword het en nie meer die tempel vir die Heilige Gees is nie. Want dit stel ek skielik bo my God. Dit stel ek skielik in plek van my God in die tyd wat ek hom skuld. Dieselfde argument kan gevoer word vir ons geld, ons ontspanning, letterlik enige iets en alles wat ons in glo of wat ons bereid is om voorop te offer eerder as ons Here. Dit sluit in politiek, skoonheid. In ons konteks, broers en susters, ons strewe na volksvryheid en onafhanklikheid, alles waarop die aksent, die klem verkeerd gelê word en ons vertroue verkeerd geplaas word, is en bly 'n afgod voor ons Here. En hy sê, moet dit nie voor my aangesig bring nie. Vertrou ek God in alles, bo alles, met alles. Glo ek hom as hy vir my sê dat hy vir my sorg. As dit die geval is, waarom dan so oorgegee aan hierdie wêreld, aan hierdie dinge? Goed wat nie van ewigheidsbelang is nie. Jesus se antwoord aan die Satan toe hy versoek is in die woestyn. Matteus 4 vers 10. Die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Dit is van ewigheidsbelang. Ons leer in Deuteronomium, soos wat God homself ook aan ons openbaar, daar is net een ware God. Jy moet vandag weet en ter harte neem dat die Here God is, daar is geen ander nie. Die aanhef van die wet van die Here van die 10 gebooie, hy is die God wat Israel uit Egipte uitgelei het, hy is die God wat die geskiedenis geskryf het, hy is die God wat die toekoms in sy hand hou. En besef jy, dit is waarom al hierdie argumente wat deesdae ook gevoer word rondom die godheid van Christus, die maagdelike gebore, die opstanding in die hemelvaart, niks anders as godslasterlik is. Niks anders as afgoderry is.
Want Jesus is God. Johannes 10 vers 30 sê hy, ek en die Vader is een. In die Nuwe Testament het die woord vlees geword en onder die volk kom woon, Johannes 1 vers 14, wie my gesien het die Vader gesien, 14 vers 9. Dit beteken, hy mag met geen ander gelykgestel word nie. Geen vorm van sinkretisme mag in ons lewens bestaan nie. Want niemand kom na die Vader behalwe deur Christus nie. Die saligheid is in niemand anders nie, en daar is geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Handelinge 4 vers 12, wie die Seun het die lewe, wie die Seun nie het nie die lewe nie. 1 Johannes 5 vers 12, broers en susters, ek vra weer, in wie plaas jy jou hoop? In wie plaas jy jou vertroue? In vandag se lewe is daar soveel slaggate waarin ons kan trap. Dit is so maklik om die eerste gebod te oortree, sonder dat ons dit besef. Hoeveel van ons loop nie rond met 'n simpel bygeloof, soos 'n vasgestelde ritueel voordat ons eksamens kry? 'n spesifieke kledingstuk wat ek aantrek vir 'n onderhoud as ek by die werk so iets moet doen nie. Wie van ons maak ons nie skuldig aan waarsêery teen eenvoudige goed te lees soos die sterre voorspel nie. En nou sê ons maak ons nie skuldig aan die aanroeping van heiliges nie. En ek is baie dankbaar in ons kerk het ons nie die Romeinse gebruike van die aanbidding van Maria nie. Maar op wie anders plaas ons ons hoop? En wat anders plaas ons vertroue? Ons dink dalk baie van hierdie goeders is onskuldige tydverdryf, betekenlose gebruike. Maar die realiteit is dat dit neerkom op niks anders as oortreding van die eerste gebod nie. En 'n kind van God kan hom of haar nie daaraan skuldig maak nie. 'n kind van God wil hom of haar tog nie daaraan skuldig maak nie. Ons wil vir ons Here dankie sê. Ons wil lewe tot sy eer. Ek vra weer, hoeveel dinge in my lewe is daar waarop ek my hoop plaas, my vertroue stel buiten Christus? Hoeveel dinge is daar in my lewe waarin ek my redding soek naas Christus? Daar is net een God. Daar is net een redder. Daar is net een Christus. God nooi ons uit. En hy wil hê ons moet hom as die enige ware God leer ken, soos wat hy homself in die skrif en in ons lewens aan ons openbaar. Hy wil hê ons moet op hom alleen vertrou, want hy wys dat hy sorg. Hy beloof dat hy sorg. Hy wil hê dat ons aan hom moet onderwerp, om alleen lief hê bo alle ander dinge, om vrees en hom moet eer. Dit is die beginsel van die eerste gebod. Dit is wat hy self in Christus Jesus vir ons moontlik gemaak het. Maar dit bring ons voor 'n keuse in elke ding wat ons doen. Daar's nie 'n middeweg nie. Deuteronomium 6 vers 5 en Matteus 22 vers 34 en daai stukkie verder leer ons, jy moet die Here jou God lief hê met alles wat jy is. In alles wat jy doen.
Die gode wat jy op jou pad mag teekom, leer ons daar is geen God nie. Dis geen God en ander gode in ons harte wees nie. Daarom moet ons onsself ondersoek. Sit volgende week aan die nagmaaltafel en ons gebruik die heilige sakrament van die nagmaal soos wat ons Here self ingestel het en waarop hy ons waarsku, jy moet dit heilig handhaaf. Is daar nie iets in ons lewe wat ons meer liefhet as vir God nie? As ek nie wil kerk toe kom nie, omdat ek gou iets anders eerste moet doen, afgodsdiens. As ek my hand en my tyd, my energie terughou teenoor my verpligting in die koninkryk, want daar's ander dinge wat belangriker is, afgodsdiens. As iets vir my belangriker is as my gebedsafspraak elke dag, soos net 'n lekker warm bed in die winter, afgodsdiens. Selfs my motor, my stokperdjie kan vir my 'n afgod word. Ons ken die waarskuwing wat daar lê in die verhaal van die ryk jong man, Markus 10. En toe hy dus Christus op die pad uitgaan, hardloop daar een na hom toe en val voor hom op die knie en vra hom, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus sê vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Jy ken die gebooie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis gee nie. Jy mag niemand tekort doen nie. Eer jou vader en jou moeder. Maar hy antwoord en sê vir hom, meester, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. En Jesus het hom aangekyk, hom lief gekry en vir hom gesê, een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het. Gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, neem die kruis op en volg my. Maar hy het treurig geword oor die woord en bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Ons Here vra ons dat ons bereid moet wees, sou hy dit wil hê, om alles prys te gee vir hom, soos wat hy vir ons gedoen het. Hy vra ons absolute en volkome liefde. Gaan ons antwoord in dankbaarheid op sy roepstem? Of gaan ons ook omdraai, hartseer soos die ryk jong man, omdat daar te veel ander dinge is wat ek voor in my hart plek gemaak het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy moet my lief hê met jou hele hart, jou hele verstand, al jou krag, alles wat jy is. Daar is net een God. Daar is net een redder. Broers en susters, daar is net een Christus. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en enigste God, ons Here en ons Verlosser. Ons kan nie anders as om te besef hoe ver ons geval het as ons onsself in die wet speel nie. So maklik op soveel dinge plaas ons vertroue, in steede daarvan om by u voete te begin. Soveel dinge geniet voorrang in ons alledaagse
waar U veronderstel is om eerste en heel bo te moet staan. Here, soveel keer leef ons asof daar nie een God, een redder, een Christus is nie. Vergewe ons, o Here, en help ons, sodat ons U met hart, liggaam, denke, dade, ons hele menswees sal lief hê. Dat ons dit sal rig, dat ons in alle dinge by U sal begin en U bo alles stel. En dat ons waarlik al meer en al meer in dankbaarheid tot U sal lewe. Dit tot verheerliking, tot eer van U naam. Here, ons bid en vra dat dit ook ons fokus sal wees in ons kerk wees, net so ook ons mens wees, maar veral waar ons as gemeente regmaak vir volgende week in die nagmaal. Dit gaan nie oor ons eer nie. Dit gaan nie oor ons naam nie, dit gaan nie oor ons wil nie. Dit gaan oor U eer, U naam, U wil vir U kerk, vir hierdie gemeente, vir ons as U kinders, want U alleen is God, U alleen is redder. Tot U alleen al die eer. Amen. Ek gee